Hi, en hierdie in Christus reeks rondom die spoor. Wat dit beteken om 'n spoortrapper te wees, ek nou by beginsel nommer 2. Maar kan ek jou net terugvat na waar dit vandaan kom? Ek maak 'n lewe uit spoorsny uit in besigheid, fasilitering, oorlewingsgoed. En dit is baie lekker. En so kruis my pad ook die teks in Romeine 8 vers 29 wat sê jy moet in die spoor van Christus loop. Jy moet in die spoor van Jesus Christus loop. Jy moet 'n spoortrapper wees, met ander woorde. Wat 'n lekker metafoor om mee te speel. En in die ander vertalings, jy moet Jesus se lewe aanneem, joune maak. Jy moet sy karakter aanneem. Die Griekse woord daar is ikoon. Jy word 'n ikoon van Christus, 'n nabootsing. Jy word Christus vir hierdie wêreld. Dis wie ons is. En dis wat dit beteken om Christen te wees. Nou die tweede beginsel in spoorsny, naas die eerste een wat sê jy moet vierkantig op die spoor staan, sê maar jy moet opkyk. As jy nie opkyk nie, sal jy nooit genoeg momentum in die spoor kry nie. Jy sal nie vorentoe gaan nie. En hier is 'n spanningsveld, en dis die spanningsveld van jy moet kan waag. Jy moet kan gaan na plekke toe wat jy nie van seker is nie. En jy twyfel daarin. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy net voor jou kyk, jy op die grond, en jy gaan die volgende spoortjie soek, en hoop jy sien die tweede een en die derde een, en dan gaan jy op daai manier baie stadig vorentoe beweeg. Inteendeel, jy gaan nie in die spel wees van spoorsny nie. Jy gaan nie die kind wat verdwaal het in die veld opspoor nie. Jy gaan nie die kind wat verlore is kry nie. Jy gaan by 'n klomp goed net nie uitkom nie. Jy's te stadig vir hierdie lewe. En so terloops die wêreld baie vinnig geword. So ek en jy moet leer en oefen om op die rand van chaos te hardloop wanneer ons speel met besigheid en speel binne die konteks van verhoudings in 'n samelewing en al die strukture wat geskep is tot ons voordeel om dit sinvol uit te byt. Jy moet kan beweeg, jy moet momentum skep en kan beweeg. En dit beteken opkyk. En kan ek dit maar so sê, daai spanning van om dan nie te weet nie. Want onthou as jy opkyk op 'n spoor, kom ons sê dis nou 'n mensspoor of 'n dierspoor wat in die pad af lê, in die paadjie af lê. Op 'n stadium sien jy nie meer die spoor nie. Jy gaan hom redelik ver kan sien, maar dan gaan jy hom nie meer sien nie. Jy gaan dalk net 'n skaafmerk sien, of jy gaan sien die verkleuring van die grond. Jy weet daar's so 'n blinkkol en om dit is 'n dowwer as 'n voorbeeld. En dit gaan vir jou 'n teken wees dat die spoor dalk daar is, maar jy sien dit nie en jy is nie heeltemal seker nie. Genoeg rede om te gaan. Dis hoe jy spoor sny, dis hoe jy momentum skep, dis hoe jy vorentoe gaan. En wat dit beteken, is jy moet baie van jou bang en vrees en angs los. Anders sal dit jou vashou en jou terughou. Dit sal jou terugvat. Inteendeel, 'n bietjie vroeër in Romeine 8 sê Paulus, jy kan nie in die spel van die lewe leef as jy en in die gees van God en met die gees van God in jou as jy jou lewe in vrees en in angs leef nie. Is dit wie ons is? Bang, onseker, kan nie waag nie, daar's geen avontuur nie, daar's niks om oor opgewonde te raak nie. Is dit Christen wees? Nee, dit is nie. Inteendeel, as jy daar vasgedraai het, wat my aanbetref, is jy nie 'n Christen nie. 'n Christen is iemand wat sy kop kan optel, sien wat ander nie sien nie, en gaan na plekke toe waar ander bang is om te gaan. Dis hoe jy voorloop. En dis hierdie tipe van inspirerende menswees en leierskap wat ons samelewing so baie van nodig het en so min van het. En kan ek maar op jou gevoel speel en sê, ek dink baie keer kyk ons jong mense en ons kinders op na mense soos ek en sê, maar oom, waar is die spoor? Waar is jy? Is jy nog in hierdie storie? En ja, ek is nog in hierdie storie. So beginsel nommer 2, kyk op, kry die momentum en beweeg. Dis Christen wees. Rook dit in jou pyp.